Nou het jy al ooit agtergekom dat jy begin praat en sekere dinge begin doen net soos iemand naby aan jou. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. Die hoeveelheid kere wat mense insluitend familielede my en my sussie al omgeruil het omdat ons presies dieselfde klink. Die manier hoe ons die foon antwoord, of die manier wat ons lag, of selfs die manier hoe ons partykeer dieselfde ding op dieselfde tyd sê. Of dalk die manier hoe ek my pa se kyk gekry het. Of die manier wat ek dalk lank bepeins voor ek 'n antwoord gee, net om seker te maak al my woorde is getel, net soos hy. Of dalk die manier wat ek klink tydens gebed, net soos my ma, wanneer sy bid. Nou, ons almal begin praat en leef, soos die mense saam met wie ons die meeste tyd spandeer. Dit is nou maar net so. Of dit nou vir goed is, of vir sleg. En die van julle wat kinders het, weet baie goed hoe vinnig hulle julle kan begin weerspieël. En jy kom dit agter, dat wanneer hulle partykeer woorde of gedrag by hulle voortkom, en jy dink, o jene, hulle het dit definitief by my aangeleer. Maar dieselfde is ook waar oor die hoeveelheid dinge wat ons aanleer by die werk. Hoe ons woorde en ons gedrag begin verander. Nou van ons besef dit dalk nie, maar dit is wat dit beteken om 'n disipel te wees. Disipelskap beteken nie net dat jy na iemand se leringe luister nie, maar dit beteken dat jy soveel tyd saam met iemand spandeer, dat jou lewe, jou woorde, jou gedrag en selfs jou karakter, hulle sin, begin naboots. Ons word dikwels disipels van mense by die werk. En ongelukkig is dit baie keer op 'n negatiewe manier, want ons is nie altyd omring met gelowiges nie. En so ons leer hulle slegte taal aan. Ons begin reageer met hulle hiermeer, ons raak ongeduldig. Ons raak pessimisties. Maar as ons ware disipels van Jesus wil wees, is ons die wat geroep is om disipels van ander te maak. En dit kom basically neer op wat Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1. Dit sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. En dit is eintlik die ware definisie van wat dit beteken om 'n ware Christen te wees, om 'n gelowige te wees, om 'n disipel van Jesus te wees. Want dit is nie net 'n naam of 'n titel wat ons gebruik om ons geloof te identifiseer nie. Dit is 'n lewenstyl. En so ek wil 'n baie intieme vraag vanoggend vir julle vra. Kan ons verander? Ons kinders, ons families, ons vriende, ons kollegas en selfs vir vreemdelinge, kan ons vir hulle sê, volg my voorbeeld. Kan ons vir hulle sê, praat soos wat ek praat. Doen wat ek doen. Hê lief en vergewe soos ek doen. Geniet die lewe soos ek doen. Werk soos wat ek werk. Want as jy my voorbeeld gaan volg, gaan dit jou lei na Jesus. Kan ons dit sê vanoggend? En julle, dit is baie interessant ook, dat hierdie was die laaste woorde wat Jesus ook gesê het aan ons, voordat hy hemel toe gegaan het, om vir ons 'n plek as al sy disippels voor te berei. Sy laaste
opdrag. Dis my eerste werk. En ek wil dit baie duidelik maak vanoggend. Elke liewe een van julle is geroep om hierdie opdrag te vervul. Dis nie net vir die pastoor nie. En die hartseer ding is soveel gelowiges, nie soveel nie, meeste gelowiges ken hierdie opdrag. Maar so min van ons leef dit waarlik uit. En hierdie groot opdrag is veronderstel, en ek sê dit nie ligtelik vir ons, dit is veronderstel om ons eerste prioriteit te wees. By die huis, by die kerk, en jouselfs by jou werk. En aangesien meeste van julle weet waar die groot opdrag staan, weet julle seker ek gaan lees uit. Kom, meeste gelowiges ken dit. Matteus 28, en ek wil lees van vers 18 tot 20. En dis waar ons die groot opdrag voor vind, waar ons sy laaste woorde vind. En dit sê, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En ek wil net gou vinnig hierso sê, ek gaan nie vanoggend spesifiek praat oor die doop nie omdat dit nie van uiterste belang vir my is nie, maar net omdat dit 'n hele preek op sy eie is. En daar was nie nog tyd vanoggend om dit ook in te werk nie. Maar dit sê, die eerste manier hoe ons disippels maak van alle nasies, is deur hulle te doop. So neem kennis daarvan. Die tweede manier om disippels te maak, vind ons in vers 20, en hulle te leer om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die tyd. Nou vers 19 begin met, gaan dan. Nou hierdie woorde beteken nie jy hoef baie ver te gaan nie. In die oorspronklike taal beteken, of gee dit eintlik die idee dat waar ook al jy nou gaan. En hierdie is vir die mooiste gedagte, want as jy kyk net na die vorige vers, sê dit, en Jesus het nader gekom. En omdat hy alle mag het, kon die disippels vanuit sy nabye teenwoordigheid in enige situasie instap. En dis wat die gaan dan beteken. Dit beteken, omdat Jesus vandag nog naby aan my is, kan ek vanuit sy teenwoordigheid gaan waar ook al ek moet gaan. En ek moet disippels maak. Nou om disippels te maak, gaan verby net bekering. En ek wil vanoggend in baie liefde met die waarheid van die woord met julle deel in verband met hierdie. Elke liewe een van ons is geroep om so van Jesus te getuig en so sy liefde uit te leef, dat ander mense tot geloof kom. Ja, jy is geroep. Jy is vaardig, jy is geseënd, jy is gesalf. Want as ek nog voor die Here staan, gaan ek niks hê behalwe ander mense. En so om mense na geloof te bring, is deel van die proses, maar dit stop nie net daar nie. En baie mense val terug in hulle ou lewe in. Hoekom? Omdat hulle in 'n oomblik deur die Here gered is, maar daar was niemand om die pad van heiligmaking met hulle te stap nie. En disippelskap beteken nie net om verlos te word van die spreekwoordelike Egipte nie. Maar dit beteken om saam met ander die pad te stap deur die woestyn, sodat ons almal die beloofde land kan bereik.
En dit is hoekom Jesus ook in vers 20 vir ons sê, deel van disippelskap is dat jy hulle alles sal leer wat ek beveel het. Maar hier's belangrik om te onderskei. Ons moenie net daaroor praat nie, want dit is wat ons ook net doen. Ons sê net vir ander mense, dit disippelskap gaan oor om saam met hulle te loop, so om hulle te leer om te doen wat Jesus gesê het. En nou kom ons wees eerlik, om alles te doen wat Jesus gesê het, dit gaan tyd vat. Dit gaan geduld vat. En dit gaan baie genade vat. Maar dis waarvoor ons geroep is. En ek wil nie hê jy moet vanoggend voel dat jy moet meer geleenthede al klaar net nog bysit in jou besige skedule nie. Maar ek wil vra dat jy die meeste sal maak van die geleenthede wat al klaar vir jou gegee is. Want ek beloof jou, daar's geleenthede elke liewe dag. Sover, wat het ons geleer? Ons het geleer, omdat Jesus naby ons is, kan ons vanuit sy teenwoordigheid, waar ook al ons gaan, kan ons uit liefde uit en met waarheid ander mense tot geloof bring. Maar ek gaan nie net daar stop nie. Ek gaan met daardie persoon stap deur die woestyn. Ek gaan hulle leer om alles te onderhou wat Jesus gesê het. Al vat dit my 'n paar dekades. Dit is die commitment wat jy maak. Nou wie is hierdie mense van wie ek disippels moet maak? Dit sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies. Nou beteken dit dat ek net hierdie opdrag kan vervul, as ek op sendingsveldtogte gaan in minder bevoorregte lande. Of as ek 'n sendeling ondersteun om dit namens my te gaan doen. Of wat van as die Here my dalk roep om in 'n ander land te gaan woon en daar te gaan bedien? Nou alhoewel al hierdie opsies waar kan wees en goed is dit nie al wat hierdie vers impliseer nie. Die woord nasies in die oorspronklike taal beteken mense van alle kulture. Mense van alle rasse, kleur, etnisiteit. So net by hierdie definisie hoef nie een van ons regtig baie ver te gaan soek nie, nê. Daar's 'n rede hoekom Suid-Afrika as die reënboognasie bekend staan. Want die Here het omtrent al die nasies van die wêreld alreeds om ons kom sit. En so ons moet die evangelie verkondig en disippels maak van wie? Mense in my straat. In hierdie winkelsentrum. En by my werk. En in Markus 16 vers 15 word ons presies dieselfde opdrag gegee. Maar daar's 'n klein verskilletjie en mense tel dit nie op totdat jy actually na die oorspronklike taal gaan kyk nie. So Markus 16 vers 15 sê, Jesus sê toe vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Nou hierdie gaan dan in die hele wêreld in. Die woord wêreld in die grondtaal is 'n ander woord as die woord nasies. En hierdie woord wêreld beteken die stelsels wat in plek gesit is. Dit beteken al die sfere van die samelewing, of dit nou polities, gemeenskap, werk, sosiaal is. En hier is iets baie interessant. Nou dat jy weet wat wêreld beteken, dat die stelsels van die wêreld beteken, Paulus kom en hy gebruik dieselfde gedagte in 2 Korintiërs 4 vers 4. Wanneer hy praat oor die duiwel as die god van hierdie wêreld. En hy sê, hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie
wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Julle, so Paulus waarsku ons hier, dat die duiwel los is in die wêreldse sisteme. Dat die duiwel wil beheer uitoefen oor elke sfeer van die samelewing, want die duiwel wil die wêreld kom manipuleer en domineer deur hierdie stelsels, en ons sien dit. Die duiwel wil ons kom verblind om die weg, die waarheid en die lewe te kan sien. En dit is hoekom Jesus vir ons so duidelik sê in Markus, gaan dan in hierdie stelsels in. Ons as sy disippels moet hierdie wêreldse stelsels betree. Ons kan nie net op die kantlyn staan nie. Nou ek wil 2 voorbeelde net vir julle gee. 2 praktiese voorbeelde van sulke stelsels wat bestaan vandag. En hoe ons net dalk 'n invloed kan hê op hierdie stelsels. Die eerste stelsel is ons sosiale stelsel. Die wêreld het dit genormaliseer, dat jy net lekker kan kuier met jou vriende en familie, as daar drank is, as daar dwelms is, as daar sekulêre musiek is, as daar onvanpaste geselsies en grappies is. Maar wat as jy juist die een is wat vir hulle moet wys, dat ons nie daardie dinge nodig het om diep verhoudings te hê nie, om pret te kan hê nie. Wat as jy die een is, om daardie wêreldse stelsel te betree en dit te beïnvloed? Die tweede stelsel is ons werkstelsel. Nou ek wil regtig hê jy moet aan hierdie dink, want dit was vir my eintlik baie snaaks om te besef hoe ver ons wegbeweeg het van wat die Here bedoel het vir werk. Dink bietjie aan die kostes wat 'n maatskappy aangaan om te verseker dat al hulle werkers eerlik is en hulle werk effektief doen. Gesofistikeerde rekenaarprogramme en sagte ware word aangekoop en selfs spesiale departemente word geskep om seker te maak dat almal hulle werk doen. Dat almal hulle werk doen betyds, in die tyd wat vereis word, dat die maatskappy nie ingedoen word nie. Dink daaraan, inventarisse word opgestel. Hoekom? Omdat steel algemeen geword het. 'n Spesiale departement moes geskep word, HR moes geskep word, omdat personeel nie konflik tussen hulle self kan oplos nie. En tog word ons alles gegee in die Bybel oor hoe om konflik op te los. Mense vertrou mekaar nie meer nie, want almal skinder. En ons verwag al korrupsie, want dis al manier om bo uit te kom. Maar wat as die manier hoe jy jou werk doen harder praat as die stelsels? Wat as mense uit ervaring uit kan sê dat ons betroubaar is, dat ons met integriteit werk, al kos dit ons? Want as ons disippels wil wees, wat wil disippels maak van ander mense, wat Jesus volg, gaan ons almal moet leer om partykeer dinge te begin doen, wat ons nie gewoonlik gedoen het nie. Maar ons gaan ook moet leer om van dinge te weerhou. Ons self van dinge te weerhou wat ons gewoonlik sou gedoen het, wat verkeerd is. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Om nie ander mense te hanteer op die slegte manier wat hulle ons hanteer nie. Van ons gaan dalk moet begin aanleer om actually uit te reik na mense by die werk wat fisies
emosioneel, geestelik, deur moeilike tye gaan, en dit gaan jou kos om uit te reik buite die werk. Buite jou werksdeskripsie. Hierdie is dinge wat ons gaan moet aanleer. En ek wil so ver gaan vandag as om te sê, dat ons eerder nie van God moet praat nie, as ons werk nie self van hom kan getuig en sy karakter weerspieël nie. Want dis waar skade gedoen word, wanneer ons van hom praat, maar ons werk weerspieël nie sy karakter nie. En dit is dalk hoekom ons dit so moeilik vind om disippels te maak by die werk. Hoekom? Want hulle ken ons te goed. Wanneer ek nie my beste voetjie voorsit nie, wanneer ek meerig raak in 'n stresvolle situasie, wanneer ek saam skinder en saam vloek, wanneer ek dalk begin kort paaie vat, of wanneer ek lui is. En nee, ek verwag nie van jou om perfek te wees by die werk nie, ons almal maak foute, en dit is hoekom ons kan jammer sê en onsself bekeer en die regte ding doen. Het gaan nie oor perfek wees nie, maar ons is nie veronderstel om disippels te wees van die duisternis om ons nie. Ons is geroep om disippels te wees van die lig, waar die pad vir ander mense kan wys na God se hart toe. Volg my voorbeeld, soos ek God se voorbeeld volg. Dit is waaroor dit gaan. En moenie vanoggend nou aan verskonings dink nie, as jy doen. Moenie by jouself dink, ek is nog nie reg, of ek is nie perfek nie, of ek weet nie waar om te begin nie, want julle, dit is hoekom ons eerstens die Heilige Gees aan ons gegee is, om ons krag te gee, om getuies te wees net waar ons is. En tweedens, dit is hoekom dit ook ongelooflik belangrik is, dat elkeen van ons lewenslang ook 'n disipel is van ander godvreesende mense, teenoor wie ons verantwoordbaar kan wees. Want ek wil vandag vir jou sê, as jy nie 'n disipel is nie, hoe kan jy verwag om disippels te maak? Die Bybel roep ons om verantwoordbaar te wees teenoor medegelowiges, teenoor broers en susters. Johannes 4 vers 35, en is die laaste vers wat ek vandag met julle wil deel. Jesus kom en hy sê, waarlik ek sê vir julle, kyk op en aanskou die lande. Hulle staan reeds wit vir die oes. As ons maar net vandag wil besef, dat ons is omring met mense wat reg is om geoes te word. Mense wat om hulp roep. Mense wat nodig het om die goeie nuus te hoor. En jou familie, jou vriende en jou werkers, jou medewerkers, hulle wag vir jou om met hulle die reddende boodskap van Jesus te deel. Maar dit gaan net effektief wees as jy alreeds die boodskap uitleef en nie net praat nie. En hoekom wil die Here jou gebruik? Want jy is die een wat in 'n verhouding met hulle staan. Jy is die een wat invloed op hulle het, nie ek nie. So gebruik dit. Gebruik die geleentheid om jou kinders op te voed om disippels van Jesus te wees. Gebruik die geleentheid elke dag om jou eggenoot te disipuleer om meer soos Jesus te lyk. Gebruik die geleentheid om jou vriende te disipuleer wanneer jy hulle sien,
sodat ons meer soos Jesus begin leef. Dat ons onderhou wat hy ons beveel het. Gebruik jou geleentheid saam met jou medewerkers om hulle elke dag te dissipuleer, sodat ons almal se werk kan getuig van Jesus se karakter. Want Jesus se eerste opdrag is jou eerste werk. Gaan dan en maak disippels. Beïnvloed die stelsels van hierdie wêreld, totdat alles meer lyk soos Jesus. En ons reg is vir wanneer hy ons kom haal. Kan ons vanoggend sê, volg my, soos ek die voorbeeld volg van Jesus. En dit is die belangrikste bo alles, dat ons sal seker maak, dat in alles ons eerste Jesus volg. Maak seker jy is in sy voetspore, want mense volg jou, of jy weet of nie. En ek wil regtig vanoggend bid. I want to boldly invite you this morning. En ek wil vir jou kom vra, as jy reg? Nie ek wil graag of net, ek gaan probeer nie. Ek wil weet, as jy reg om vanoggend te sê, Here, ek wil 'n disipel, ek is 'n disipel van U. Maar ek wil ook disipels begin maak. En ek wil vra ek wil nie vra dat enige iemand opstaan of vorentoe kom of hande opsteek nie, want ek wil nie hê jou besluit moet vanoggend beïnvloed word deur ander mense nie. Daar is iets meer, iets groter wat jou verantwoordbaar gaan hou, en dis die Here, want hy sien jou hart. En as jy vanoggend sê, Here, ek wil U volg, gaan hy jou hou by wat jy vanoggend vir hom gesê het. En so ek wil vra, daar waar jy is, net daar waar jy is, op die manier wat jy vanoggend vir die Here wil sê, Here, ek wil 'n disipel van U wees. Ek wil nie net 'n naam Christen wees nie. Here, ek wil hê mense moet my kan begin erken as 'n volgeling van U. En Here, ek wil kom vra vir elke persoon wat hier vanoggend sit. Here, U sien ons harte. En ek wil vra dat hulle nie net na my gebed nou sal luister nie, maar dat hulle op hulle eie manier vanoggend voor U troon kom staan. That your consuming fire will test our hearts, whether what we say is really true. Want Here, U het ons nie geroep om net naam Christene te wees nie. Maar U het gesê, die wat my wil volg, neem op jou kruis. Die wat sê dat hulle waarlik in my glo, doen wat ek sê. En Here, ons is baie bewus vanoggend van wat U eerste opdrag was. Maar Here, ek kan net gaan disippels maak as ek alreeds 'n disipel van U is. Here, ek wil vanoggend kom sê, hier is my lewe. Teach me how to better follow you. To follow you so closely
that not one foot will be put outside of your will. Teach me how to follow so closely that I will step into all that you've called me to do. Here, daar's van ons hier vanoggend wat vanoggend besef die dringendheid van om ander mense tot geloof te bring. En sover het ons dalk nog selfsugtige lewe en so gefokus op ons eie lewe is, dat ons nie eers kan sê, Here, ek het u liefde hier uitgestraal en hierdie mense het tot bekering gekom nie. Maar Here, die van ons wat vanoggend 'n begeerte het om dit te doen, Here, dankie dat u woord sê, dat julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En ons vat dit vanoggend, Here. En ek wil vra in hierdie oomblik, Here, want ons hoef nie op hierdie stadium vir vreemdelinge te gaan soek nie. Here, daar is mense in ons eie families en in ons vriendegroep en selfs by die werk wat ons weet nog nie u volg nie. En ek wil vra in hierdie oomblik dat u nou daardie mense op ons hart sal kom sit. Want Here, u het self ook net 12 disippels gehad. En as u net 12 gehad het, dink ek nie u verwag van ons om 100 te hê nie. So Here, ek wil net vandag begin met een. Heilige Gees, ek wil vra in hierdie oomblik, kom wys vir ons, bring daai persoon se naam of se gesig voor ons op nou. Dat ons weet, u het ons geroep om daardie persoon met hulle pad te stap, selfs deur die woestyn. Here, ons wil nie eendag leë hande voor u staan nie. Ons wil nie eendag hê dat al ons werke verteer word deur u vuur en daar is niks wat oorbly nie. Here, en dan wil ek vir elke ouer hier vanoggend kom bid. Want Here, ek glo u kom staan voor elke liewe ouer nou. En ek wil vra, help hulle om hulle kinders op te voed as disippels van Jesus. Dis waarvoor hulle geroep is. Ek wil kom bid vir elke liewe persoon hierso wat in 'n huwelik staan. Kom gee vir hulle 'n nuwe liefde en respek vir hulle eggenoot. Sodat elke dag wanneer hulle na hulle eggenoot kyk, hulle sal sien, Jesus het my geroep om jou meer soos hom te laat lyk. And I want to call that out of you today. En ek wil kom bid, Here, kom maak ons disippels van Jesus, wat ook ander disippels by die werk gaan maak. Ag Here, hoe wonderlik sal dit nie wees, as ons werk kan getuig van die Skepper nie. As ons werk die dag nie meer sisteme nodig het, wêreldse stelsels nodig het, om seker te maak dat ons werk doen nie, want ons is volgelinge van Jesus, wat nie net 1 myl stap nie, maar 2. Here, is my begeerte om vanoggend te kan sê, dat ek u so naby volg, dat ek maar vir ander kan sê, volg my voorbeeld ook, want dit sal jou lei na Jesus toe. Here, u weet die areas waar ons dalk nog nie dit kan sê nie. En ek vra dat u ons sal help. Ons wil u groot opdrag uitleef. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.